elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. En so kom ek bid vir ons en dan gaan ons 'n bietjie sing. Ami en Piet gaan ons help. 'n bietjie sing, saam sing, 'n paar liedjies. So kom ons bid saam. Ons Here Jesus, so voorreg om weer by mekaar te wees, om sommer net te kom stil word, Here, saam te worship, saam hande te vat, Here, en te sê, maar ons dien 'n lewende God. Here, dankie dat ons kan weet dat U hier by ons is, omdat U die een is wat vir ons die woord gaan uitbreek. Here, dankie vir die Bybel wat ons het, wat die lewende woord is, waaruit ons elke dag wat ons lees 'n boodskap kry en kan weet. Dit is 'n lewende boodskap. Jesus, dankie dat U die sentrale punt van ons lewens is. Ons kan so baie goed glo, Here, maar as ons vir Jesus uit die prentjie uithaal, dan is dit eintlik verlore. En daarom wil ons dankie sê dat ons gehoorsaam kan wees aan die Heilige Gees, gehoorsaam kan wees aan Jesus, en om te weet, deur Jesus kan ons na die Vader toe gaan. Dankie daarvoor. Here Jesus, ons wil nog steeds kom bid vir Ernst, Here, nog steeds vra, Here, dat U met hom sal wees, waar hy ook nou nog in die hospitaal is, en 'n prosedure gaan hy môre, Here, wil U daar wees, wil U in beheer wees, maar bovenal dat U vir elkeen om hom ook sal wys, hier is daar. Here, dan bid ek ook vir Mousa en Miranda, wat op die lang pad gaan ry, Here, ek wil vra dat U vir hulle sal veilig hou, dat U hulle kar sal veilig hou, en dat, selfs op daai lang pad wat hulle ry, Here, dat hulle U naam sal hoog maak, dat Jesus sal verheerlik word, waar ook al hulle kom, waar hulle petrol ingooi, waar hulle oorslaap, wat ook al, maar dat U lig sal skyn deur hulle, so wat ons weer dit doen, Here. Here, ek wil ook kom en bid vir Shania, as sy na die dokter toe gaan in die week, Here, wil U met haar wees, wil U met die dokters wees, Here, en dat ons 'n uitklaring sal kry, oor ook al die toetse, Here. Ons dink aan haar en ons dra haar nie op, Here. En ons sê dankie dat ons dit kan doen. Ek wil vra, Here, dat U vir Riekert sal seën en vanaand se boodskap wat hy vir ons gaan gee, Here. Dat dit wat hy vir ons wil sê, dat dit op elkeen van ons harte kom lê, dat ons dit ons eie maak, maar dat ons ook sal gehoorsaam wees aan U woord, Here Jesus. Ons seën hierdie aand en ons loof U daarvoor, Here. U kry al die eerlikheid van hierdie aand. Amen. As ons nou, Papa, hier is 'n slim idee. As ek en jy onsself nou weer bevind in 'n politieke gesprek, dan sê ons, wag net 'n oomblik, ons wil net gou 'n lied sing, dan sing ons hierdie een. En as jy hierdie lied klaar gesing het, dan sê nou goed, kom ons praat verder. Daar is niks meer om te sê. Veral nie as jy so lank gesit het, ure gee. Nou hoor jy. Dit is 'n skitterende lied daai. Goed. Ons is in Psalms. Is julle reg vir Psalms? Ons gaan kyk na 'n Psalm vanaand wat geskryf is deur 'n Dawid wat omtrent tussen 60 en 65 jaar oud is. In hierdie groep sal hy tel as 'n jong man. Hy is nog van die jeug. En dit was 'n donker tyd in sy lewe. Nou, maar voor ons die Psalm gaan lees, gaan ons eers die geskiedenis van die Psalm lees. Is julle reg vir dit? Wat beteken, dit mag dalk wees dat hier iemand vanaand sit wat hierdie geskiedenis dalk nou die eerste keer lees. Maar dis wat dit so wonderlik maak, ons kan dit doen by 'n woordskool. Nee, lieflik. Nou ja, ons wil lees Psalm 3, maar voor ons dit doen, gaan ons lees 1 Samuel vanaf hoofstuk 15. 2 Samuel vanaf hoofstuk 15.
My brein gaan outomaties na 1 Samuel toe, want dis wat my ma vir my gelees het oor en oor. Wederstrewigheid is soos die sonde van heksery. God begeer gehoorsaamheid meer as offerandes. Dis 1 Samuel. Nou kom ons in 2 Samuel 15 en ons lees die opbou van die burgeroorlog in Israel wat was tussen Dawid en sy seun Absalom. En ek gaan nou net rustig daardeur lees. Ons het mos nou nêrens waar ons nou skielik heen wil gaan nie. So julle kan nou net rustig saam met my dit lees. Ek lees uit die ou vertaling. Ek begin by vers 1. En daarna het Absalom vir hom 'n wa en perde aangeskaf en 50 man om voor hom uit te loop. Met ander woorde, dit is nou die ekwivalent van 'n AMG Mercedes. Dis 'n spogbesigheid. As jy 'n wa het en 50 man wat voor jou uitloop, nee, dis soos 'n moet ek kom kyk. En verder het Absalom gereeld vroeg opgestaan en langs die pad na die poort gaan staan. En Absalom het elkeen wat 'n saak gehad het om na die koning te kom vir regspraak aangeroep en gesê, uit watter stad is jy? En dan antwoord hy, u dienaar is uit een van die stamme van Israel. Nou is Absalom nog 'n prins in sy pa se huis, sy pa is die koning. Dan sê Absalom vir hom vers 3, kyk, jou saak is goed en reg, maar van die koning se kant sal niemand jou gehoor gee nie. Hoor julle wat gebeur? Sien, hy werk hulle ore toe nou. Draai hulle teen sy pa en sê, die koning gaan jou nie help nie. Kom ek sê vir jou, wie gaan jou help? Ek sal jou help. Ons noem dit ondermyning, dis die taktiek daar. Vers 4. Verder het Absalom gesê, mag hulle my as regter in die land aanstel, dat elkeen wat 'n geskil of 'n regsaak het na my kan kom, dan sal ek aan hom reg laat geskied. En elke keer as iemand nader kom om voor hom te buig, steek hy sy hand uit en gryp hom en soen hom. Wys hom vreeslike welwillendheid. Vreeslik, my broer. Nee, vreeslike drukkery en so aan. Op die manier, vers 6, het Absalom met al die Israeliete gehandel wat vir regspraak na die koning kom, sodat Absalom die hart van die manne van Israel gesteel het. En na verloop van 4 jaar het Absalom aan die koning gesê, laat my toch gaan en my belofte of gelofte wat ek aan die Here gedoen het in Hebron betaal. So hy kom met 'n godsdienstige ding na Dawid toe. Want die dienaar het 'n belofte gedoen toe ek in Geser en Aram gewoon het en gesê, as die Here my werklik in Jerusalem terugbring, sal ek die Here dien. Toe sê die koning vir hom, gaan in vrede, en hy het hom klaargemaak en na Hebron gegaan. Dit was 'n belangrike deel van die sameswering, vers 10. Verder het Absalom spioene uitgestuur onder al die stamme van Israel om te sê, as julle die geluid van die ramshoring hoor, moet julle sê, Absalom is koning in Hebron. So hy gaan 'n staatsgreep uitvoer. En uit Jerusalem het 200 man met Absalom saamgetrek wat genooi was. So hy het baie moeite gedoen en in hulle onskuld gegaan sonder dat hulle van die hele saak iets geweet het. So hulle is net gevlei deur die hoë status van Absalom as die prins in Israel en hy nooi hulle en hulle gaan net saam en voel baie geëerd dat hulle nou onder die geteldes is. Min weet hulle dat hulle is eintlik die middel tot 'n doel. En uit Jerusalem met 200 man met Absalom saamgetrek wat genooi was en in hulle onskuld gegaan het. Hulle het niks geweet nie. Vers 12. Absalom het ook, terwyl hy die slagoffers bring, Agitofel, die Giloniet, 'n raadgewer van Dawid uit sy stad, uit Gilo laat roep. So het dan die sameswering sterk geword en die mense aldeur meer by Absalom aangesluit. Toe daar dan 'n boodskapper by Dawid kom en sê die hart van die manne van Israel is agter Absalom aan. Hoor hier, julle sal nie glo wat julle nou lees nie. Vers 14. Het Dawid aan al sy dienaars wat by hom in Jerusalem was gesê, maak klaar en laat ons vlug. Want daar sal vir ons geen ontkoming wees voor Absalom uit nie.
Maak gou om weg te kom, sodat hy ons nie miskien gou inhaal en onheil oor ons bring en die stad met die skerpte van die swaard verslaan nie. En die dienaars van die koning sê vir die koning, net soos my heer die koning verkies, hier is die dienaars. En die koning het uitgegaan met sy hele huis agter hom aan, maar die koning het 10 byvroue agter laat bly om die huis op te pas. En toe die koning met al die mense agter hom aan uitgetrek het hulle bly staan by die verste huis. Onderwyl al sy dienaars langs hom verbytrek, ook al die Krete en al die Plete, ook al die Getiete, 600 man wat uit Gat agter hom aangekom het voor die koning verbygetrek. En die koning sê vir Itai, die Getiet, waarvoor sou jy ook met ons saamgaan? Draai om en bly by die koning. Hy raai nog mense af om saam met hom te gaan. Dis eintlik wat nou hier gebeur, want jy's 'n uitlander en ook 'n balling uit jou woonplek. Jy het gister gekom en vandag sou ek jou laat rondswerwe om saam met ons te trek, terwyl ek wie weet waarheen gaan. Hy dink nog in hierdie een ou. Jy moet nie agter ons aantrek nie. Bly hier. Draai om en bring jou broers terug, mag guns en trou met jou wees. Maar Itai die koning geantwoord en gesê, so waar as die Here leef en my heer die koning leef, voorwaar op die plek waar my heer die koning sal wees vir dood of vir lewe, daar sal die dienaar sekerlik ook wees. Toe sê Dawid vir Itai, gaan, trek dan verby. En Itai die Getiet het verbygetrek met al sy manne en al die kinders wat by hom was. En die hele land het hardop gehuil, terwyl al die mense verbytrek. En die koning het deur die spruit Kidron getrek. En al die mense het deurgetrek op pad na die woestyn. Dieselfde spruit wat Jesus oorgegaan het Getsemane toe, net vir interessantheid. Vers 24, en kyk, Sadok was ook daar, en al die leviete by hom, wat die verbondsark van God dra, en hulle die ark van God neergesit, hulle bring die ark toe saam. Abiatar het ook opgetrek, totdat al die mense uit die stad tot die laaste toe deurgetrek het. Toe sê die koning vir Sadok, bring die ark van God terug in die stad, moenie dat dit saam met ons gaan nie, dit bly hier. As ek genade vind in die oë van die Here, sal hy my terugbring, en hy sal my dit en sy woning laat sien. Moenie dit saambring nie. Maar as hy so sê, ek het in jou geen behaag nie, hier is ek, laat hy met my doen, soos goed is in sy oë. Verder het die koning aan die priester Sadok gesê, u is tog 'n siener, profeet, gaan in vrede na die stad terug, en julle 2 seuns, Ahimaas, jou seun, en Jonathan, die seun van Abiatar, met julle saam. Kyk, ek vertoef by die woestyndriwe, totdat daar 'n woord van julle kom om my in te lig. En Sadok en Abiatar het die ark van God teruggebring na Jerusalem en daar gebly. En Dawid het die hoogte van die olywe opgeklim, terwyl hy aldeur loop en ween, en sy hoof was bedek. En hy het kaalvoet geloop, en al die mense wat by hom was, hulle het elkeen sy hoof bedek en opgegaan, en aldeur geween. Nadat aan Dawid meegedeel is, Agitofel is onder die samesweerders met Absalom saam, het Dawid gesê, o Here, verydel tog die raad van Agitofel. En toe Dawid tot bo op die top kom, waar hulle God aanbid het, ontmoet Husai die Arkiet daar, met geskeurde rok en grond op sy hoof, en Dawid sê vir hom, as jy saam met my verder gaan, sal jy my tot 'n las wees. Ek hou van dit. Ek hou nie van, ja. Maar as jy teruggaan na die stad, en vir Absalom sê, u dienaar, o koning, wil ek wees, tevore was ek wel u vader se dienaar, maar nou is ek u dienaar, dan kan jy vir my die raad van Agitofel verydel. Dis die strateeg van Dawid wat nou daar aankom. En is die priester Sadok en Abiatar nie daar saam met jou nie? Alles wat jy dan hoor uit die huis van die koning, moet jy aan Sadok en Abiatar, die priesters, te kenne gee. Kyk, hulle 2 seuns is daar by hulle, Ahimaas van Sadok en Jonathan van Abiatar, en deur hulle moet jy alles wat jy verneem aan my laat weet. Ek dink dit was die vroegste stigting van die Mossad. Toe maar, as jy nie weet nie, dan is daai verby. Vers 37, daarop het Husai eintlik, die vriend van Dawid, in die stad gekom, terwyl Absalom aankom na Jerusalem. Nadat Dawid van die top af 'n entjie verder getrek het, kom Siba, die dienaar van Mephiboset, met eens om tegemoet, met 'n paar opgesalde esels, en op hulle 200 brode, en 100 rozijnekoeke, en 100 somervrugte, en 'n sak wyn.
En die koning het Siba gevra, wat wil jy hiermee maak? En Siba sê, die esels is vir die huis van die koning om op te ry, en die brood en die somervrugte vir die dienaars om te eet, en die wyn vir die vermoeides in die woestyn om te drink. En die koning vra, maar waar is die seun van jou heer? En Siba sê vir die koning, kyk, hy het daar in Jerusalem gebly, want hy dink, vandag sal die huis van Israel my vader se koningskap aan my teruggee. Met ander woorde, hy sê, nee, dat Mephiboset wil munt slaan hieruit. Hy wil munt slaan. Hy swaai sy politieke alliansie. Vers 4, daarop sê die koning vir Siba, kyk, alles wat aan Mephiboset behoort is joune. En Siba sê, ek buig my neer, mag ek genade vind in die oë, my heer die koning. En toe koning Dawid tot by Bahurim gekom het, kom daarvandaan juis 'n man tevoorskyn uit die geslag van die huis van Saul, met die naam van Simei, die seun van Gera. Hy het uitgekom en gedurig deur gevloek. En Dawid en al die dienaars van koning Dawid met klippe gegooi, alhoewel al die mense en al die helde aan sy regter en aan sy linkerkant was. En dit het Simei gesê terwyl hy vloek, weg, weg, jou bloedvergieter en jou deugniet. Die Here het al die bloed van die huis van Saul, in wie se plek jy koning geword het, op jou laat neerkom. En die Here het die koningskap in die hand van jou seun Absalom gegee, en hier is jy nou in jou ongeluk, omdat jy 'n bloedvergieter is. Toe vra Abisai, die seun van Seruja, vir die koning, waarom moet hierdie dooie hond, my heer die koning vloek? Laat ek tog oorstap en sy kop afslaan. Hulle het dit nie metafories bedoel nie, wil ek net sê. Vers 10, maar die koning sê, wat het ek met julle te doen, seuns van Seruja? As hy vloek, en as die Here aan hom gesê het, vloek Dawid, wie mag dan vra, waarom maak jy so? Verder het Dawid aan Abisai en al sy dienaars gesê, kyk, my seun wat uit my liggaam voortgekom het, soek my lewe, hoeveel te meer dan nou die Benjaminiet? Laat hom staan dat hy vloek, want die Here het hom dit beveel. Met ander woorde, Dawid sê, dat ek wil net vir julle dit gou opsom tot daar. Hy sê, ek gaan nie in Jerusalem bly nie, vir 2 redes. 1, ek wil Jerusalem spaar, dat daar nie 'n oorlog in Jerusalem kom en onskuldige mense doodgaan nie. Tweedens, as die Here my in Jerusalem wil hê, sal hy my in Jerusalem hou. Ek gaan nie beklei vir Jerusalem nie. Dit was die argument. Die tweede argument wat hy maak met hierdie man, is nou vloek die ou en gooi hulle met klippe. Nou sê die ouens, man, kom ek stap net oor en gaan gesels met hom. Nee, kom ek gaan hê 'n woordjie met hom. Nou sê Dawid, luister, God is in beheer van hierdie saak. Sê nou God het vir hom gesê, hy moet dit doen. Dan werk jy mos nou teen dit. So wees jy nou rustig. Die Here is hier. Los die man. Nee? Nou dink net 'n bietjie. Dink dis jy in daai situasie. Dis merkwaardige karakter wat Dawid openbaar op hierdie stadium. Vers 12. Miskien sal die Here my ellende aansien en sal die Here my goed vergelde vir die vloek wat my vandag tref. Dawid en sy manne het toe met die pad getrek, terwyl Simei al langs hom aan die kant van die berg gedurig loop en vloek en al langs hom met klippe gooi en stof maak. En moeg het die koning en al die mense wat by hom was by die Jordaan aangekom en daar asem geskep. Intussen het Absalom en al die manskappe, die manne van Israel in Jerusalem aangekom en Achitofel was by hom. En net toe Husai, die Arkiet, die vriend van Dawid by Absalom kom, sê Husai vir Absalom, mag die koning leef, mag die koning leef. Maar Absalom vra vir Husai, is dit jou liefde teenoor jou vriend? Jy staan by my pa, met ander woorde, hoe is jy dan nou hier? Waarom het jy nie saam met jou vriend getrek nie? Toe sê Husai vir Absalom, nee, maar aan hom wat die Here verkies, en hierdie volk, en al die manne van Israel, aan hom behoort ek, en by hom sal ek bly. En ten tweede, wie sal ek dien? Is dit nie voor die aangesig van sy seuns nie, soos ek voor u vader gedien het? So sal ek voor u wees. Daarop sê Absalom vir Achitofel, julle moet raad gee onder mekaar wat ons moet doen.
Agitofel sê vir Absalom, gaan in by die byvroue van die vader, wat hy laat agterbly het, om die huis op te pas. Dan sal die hele Israel hoor, dat u gehaat gemaak het by u vader, en die hande van almal wat by u is, sal versterk word. Hulle het toe vir Absalom 'n tent op die dak opgeslaan, en Absalom het voor die oë van die hele Israel by die byvroue van sy vader ingegaan. Ek dink wat daar plaasvind is verkragting. En die raad van Agitofel in die dae wat Agitofel gegee het, was asof 'n mens die woord van God geraadpleeg het. So was elke raad van Agitofel vir Dawid, sowel as vir Absalom. So met ander woorde, wat Agitofel sê, dit het hulle net so gevat. Verder het Agitofel vir Absalom gesê, laat ek tog 12.000 man uitsoek en my klaarmaak en Dawid vannag agterna jag, dat ek hom kan oorval terwyl hy moeg en slap van hande is en hom verskrik, dan sal al die mense vlug wat by hom is en ek sal net die koning neerslaan. En ek sal die hele volk na u terugbring, die terugkeer van almal af van die man wat u soek, die hele volk sal tevrede wees. En die woord was reg in die oë van Absalom en in die oë van die oudstes van Israel. Maar Absalom het gesê, roep tog ook vir Husai, die Arkiet, en laat ons ook hoor wat hy sê. Nou hierso is net iets interessant, ek wil net dit vir julle sê. Dawid het vir Husai gesê, moenie saam met my gaan nie, bly jy daar, sodat jy die raad van Agitofel kan verydel. Maar wat ek in my hart beleef gebeur is Dawid, want julle gaan sien, Dawid se hart vir Absalom is rein. Absalom wil hom vernietig met alles wat hy het, sy eie pa. Maar Dawid het 'n sagte plek vir sy seun, dis sy seun, julle gaan nou sien. En toe vat hy hierdie man, sy naam is Husai, en hy sê, laat daar, ek dink wat eintlik in Dawid se hart is dat daar 'n stem van reg en geregtigheid te midde van die duisternis sou wees. Want Absalom het raadgewers wat vir hom goed gaan sê, wat niks met God te doen het nie. Maar laat daar darm iemand in die omgewing van my seun wees, wat die woord van God kan spreek. Nee, iets van dit. So, Absalom roep toe vir Husai, want hy het respek vir Husai. Hy sê, kom ons hoor wat sê hy. Toe Husai by Absalom inkom, het Absalom met hom gespreek en gesê, so het Agitofel gespreek, sal ons sy raad opvolg, so nie spreek jy dan. En Husai sê vir Absalom, die raad van Agitofel hierdie keer is nie goed nie. Verder het Husai gesê, u weet dat die vader en sy manne helde is, en bitter van siel, soos 'n beer wat van haar kleintjies beroof is in die veld. Ook is u vader 'n krygsman, en hy sal nie by die volk vernag nie. Kyk, nou het hy hom weggesteek in een van die kuile of in een van die ander plekke, en as daar al by die begin enkele onder hulle val, van u mense, met ander woorde, die Absalomse mense, en die mense dit hoor, sal hulle sê, die manskappe van Absalom het 'n neerlaag gery. Dan sal selfs hy wat 'n dapper man is, wat 'n hart het soos 'n leeu se hart, heeltemal versmelt. Want die hele Israel weet dat u vader 'n held is en dat dapper manne by hom is. Maar ek raai aan, laat die hele Israel van Dan tot Berseba, soos sand wat aan die seestrand is, in menigte voltallig by u versamel word, en u moet persoonlik in die stryd trek. Wat gebeur hier is, Husai vertraag die koning se aanval op Dawid. Kan jy dit sien? Want hulle sou daai nag gaan en aanval maak op Dawid. Husai vertraag dit, hy wil tyd koop ook vir Dawid. Vers 12. En as ons by hom kom in een van die plekke waar hy hom bevind, dan val ons op hom neer soos dou op die aarde val, sodat daar van hom en van al die manne wat by hom is, selfs nie een oorbly nie. En as hy hom in die stad terugtrek, moet die hele Israel toue aanbring na daardie stad, en ons sal dit wegsleep na die spruit, totdat daar selfs geen klippie meer te vind is nie. Toe sê Absalom en al die manne van Israel, die raad van Husai, die Arkiet, is beter as die raad van Agitofel, en dit was toevallig ook die voorbereiding vir God se oordeel oor Absalom. Julle sal dit nou sien. Maar die Here het dit beskik om die goeie raad van Agitofel te verydel, sodat die Here die onheil oor Absalom kon bring.
En Husai het aan Sadok en Abiatar die priesters gesê, so en so het Agitofel Absalom en die oudstes van Israel aangeraai, maar so en so het ek aangeraai. Stuur dan nou gou en laat Dawid weet, vernag nie by die woestyndriwe nie, maar trek sekerlik deur, anders word die koning en al die mense wat by hom is vernietig. Intussen het Jonathan en Ahimaas by die fontein Rogel gestaan, terwyl 'n diensmeisie gaan om vir hulle berig te bring. Hulle moes dan weer gaan en dit aan Dawid oorbring, want hulle moes hulle nie laat sien deur die mense wat in die stad is nie. Maar 'n seun het hulle gesien en dit aan Absalom meegedeel. Toe gaan hulle twee haastig weg en kom by die huis van 'n man in Behurim wat 'n put op sy erf gehad het en hulle het daarin afgesak en 'n vrou het 'n doek of 'n seil geneem en dit bo die put getrek en koringkorrels daarop uitgestrooi sodat 'n mens niks kon merk nie, want dit lyk toe soos 'n dorsvloer. Toe Absalom se dienaars by die vrou in die huis kom, vra hulle, waar is Ahimaas en Jonathan? En die vrou sê vir hulle, nee, hulle is al lankal weg. Vers 21. Nadat hulle weg is, die mense wat hulle soek, het hulle uit die put uit opgeklim en verder gegaan en aan koning Dawid berig gebring en aan Dawid gesê, maak julle klaar en trek gou deur die water, want so het Agitofel teen julle raad gegee. Daarop het Dawid hom klaar gemaak en al die mense wat by hom was en die Jordaan deurgetrek. Teen dat dit die môre lig geword het, het selfs nie een ontbreek wat nie die Jordaan deurgetrek het nie. En toe Agitofel sien dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy sy esel op, maak hom klaar en hy het na sy huis in die stad gegaan en aan sy huis bevel gegee en homself verwrig. So het hy dan gesterwe en hy is begrawe in die graf van sy vader. Klink amper soos Judas, want dit was hy teenoor Dawid. Vers 24, en Dawid het al in Mahanaim aangekom, terwyl Absalom deur die Jordaan trek, hy en al die manne van Israel saam met hom. En Absalom en Amasa in Joab se plek oor die leer aangestel, en Amasa was die seun van 'n man met die naam van Jethra, die Ismaeliet, wat ingegaan het by Abigail, die dogter van Naas, die suster van Seruja, Joab se ma. En Israel en Absalom het lare opgeslaan in die land Gilead. Net toe Dawid in Mahanaim aankom, bring Sobi, die seun van Naas uit Rabba, van die kinders van Ammon, en Magir, die seun van Amiel, uit Lodebar, en Barzillai, die Gileadiet uit Rogelim, beddegoed en skottels en erdegoed en koring en gars en meel en gebraaide koring en bone en lensies ook gebraai. Gepraat van vegetarian. Alhoewel, hier verander het nou. Vers 29, en heuning en dikmelk en kleinvee en kaas van beesvelk na Dawid om te eet, en na die mense wat by hom was, want hulle het gesê, die mense is honger en is moeg, en het dors geword in die woestyn. En Dawid het die manskappige monster bewapen, wat by hom was, en owerstes oor 1000 en owerstes oor 100 oor hulle aangestel. En Dawid het die manskappe uitgestuur, 'n derde deel onder bevel van Joab, en 'n derde onder Abisai, die seun van Seruja, die broer van Joab, en 'n derde onder Itai, die Getiet. En die koning het aan die manskappe gesê, ek sal ook seker saam met julle trek. Maar die manskap het gesê, u mag nie uittrek nie, want as ons miskien vlug, sal hulle nie op ons ag gee nie. Ja, al sterwe die helfte van ons, hulle sal nie op ons ag gee nie, want u is soos 10.000 van ons. Dit is dan nou beter dat u ons van die stad uit te hulp sal kom, as dit nou nodig is. Toe sê die koning vir hulle, wat goed is in julle oë sal ek doen. En die koning het langs die poort gaan staan, terwyl al die manskappe by honderde en by duisende uittrek. En die koning het Joab en Abisai en Itai bevel gegee en gesê, saggies met die jongman, met Absalom. En al die manskappe het gehoor toe die koning aan die owerstes bevel gegee het omtrent Absalom. Daarop trek die manskappe uit die veld in, om Israel te ontmoet, en die geveg het plaasgevind in die bos van Efraim. En die manskappe van Israel is daar voor die dienaars van Dawid verslaan, en die neerlaag was die dag daar groot, 20.000. Maar die geveg is daar uitgebrei oor die oppervlakte van die hele land, en die bos het daardie dag onder die mense meer verteer, as wat die swaard verteer. En die dienaars van Dawid het Absalom onverwags aangetref, terwyl Absalom op 'n muil ry. Toe die muil onder die digte takke van 'n groot terpentynboom ingaan, het sy hoof in die terpentynboom vasgehak, sodat hy tussen hemel en aarde bly hang het.
terwyl die myl onder hom wegloop. Toe 'n man dit sien, het hy aan Joab berig, een van Dawid se groot generale, en gesê, kyk, ek het Absalom aan 'n terpentynboom sien hang. Joab sê vir die man wat hom die berig gebring het, as jy dit gesien het, hoekom het jy hom nie doodgemaak nie? Dan moes ek jou 10 silwerstukke in een gord gegee. Maar die man sê vir Joab, al kon ek ook 1000 silwerstukke op my hand weeg, ek sou my hand tog nie uitsteek teen die seun van die koning nie, want die koning het u en Abisai en Itai voor ons ore bevel gegee en gesê, julle wie dan ook moet vir die jong man Absalom sorg. Of as ek vals teen sy lewe gehandel het, niks tog bly vir die koning verborgen nie, dan sou u op sy gestaan het, u sou my nie gehelp het, met ander woorde as die koning op my neerkom nie. Toe sê Joab, ek wil nie so by jou vertoef nie, en hy 3 spiese in sy hand geneem en die in die hart van Absalom gesteek, terwyl hy nog lewendig was binne in die terpentynboom. En 10 jong manne, wapendraers van Joab, het nader gekom en Absalom doodgeslaan. Daarop blaas Joab op die ramshoring en al die manskap het omgedraai en Israel nie meer agtervolg nie, want Joab het die manskappe teruggehou. So vers 17 en 18 gaan Israel nou ook terug. Laaste stukkie wat ek wil lees is Dawid se reaksie. So vers 19 en 20 en 21, 22 gaan daar boodskappers na Dawid toe. 23 en ek sien die gang van die eerste 27, ek is nog daar, ek wil nog 'n bietjie laer afgaan. Sien hy, Dawid begin al die boodskappers eien soos wat hulle aangehardloop kom, hy sê daai ou loop soos daai ander ou, daai ou te draffie soos daai ou. En toe vra die koning vers 29, gaan dit goed met die jong man Absalom? En Ahimaas antwoord, ek het 'n groot gewoel gesien toe Joab die dienaar van die koning, naamlik die dienaar gestuur het, maar ek het nie geweet wat dit was nie, en Ahimaas sê nie vir Dawid nie. Daarop kom die volgende boodskapper daan, vers 31, hy was 'n Kesiet, en hy sê, hy het 'n blye boodskap wat hy vir die koning wil gee, vers 32. Die koning het die Kesiet gevra, gaan dit goed met die jongman Absalom? En die Kesiet sê, mag dit met die vyande van my heer die koning, en met almal wat teen die opstaan om kwaad te doen, gaan soos met die jongman. Toe het die koning baie ontroer geword en opgeklim na die bovertrek van die poort en geween en hy het rondgeloop en so gesê, my seun Absalom, my seun Absalom, ag as ek self maar in jou plek gesterf het, Absalom, my seun. Net die volgende paar versies. En aan Joab is meegedeel, kyk die koning ween en bedryf rou oor Absalom, en daardie dag het die oorwinning vir die hele volk 'n roubedryf geword, omdat die volk die dag hoor sê het, die koning is bedroef oor die seun. Kyk vers 3. Daarom het die volk die dag stilletjies die stad ingekom, net soos mense wat skaam is, wegsluip as hulle in die geveg gevlug het. En die koning het sy gesig toegemaak, en die koning het hardop uitgeroep, my seun Absalom, Absalom, my seun. Goed, dit was die agtergrond van Psalm 3. Nou gaan ons so toe. Dawid is tussen 60 en 65 jaar oud. Groot burgeroorlog gebeur, baie mense is dood, en ook sy seun. Nou gaan ons 'n kykie kry in dit wat ons nie kon lees in 2 Samuel nie. Ons gaan nou sien wat het in Dawid se hart gebeur, toe dit gebeur het. 'n Psalm van Dawid, toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê vir my, daar is geen heil vir hom by God nie. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan, en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10 duisende van mense wat rondom teen my gereed staan nie.
Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stikkend gebreek. Die heil behoort aan die Here, laat U seën wees oor U volk. 9 versies van waarskynlik een van die grootste dramas wat hierdie koninkryk nog gesien het. Kom ek sê vir julle wat tref my van Dawid en hierdie batalje. Ons laaste liedjie wat ons gesing het was in die hemel is die Here en sy glans is soos kristal. Toe sê ek toe ek hier aankom, as ons weer 'n politieke gesprek het met iemand en so aan, want dit is altyd opruiend van aard. Daar's nooit 'n politieke gesprek waar mense voel, dit was nou bedienend nie. Nee, dit is altyd opruiend. Dan net voor die gesprek begin, dan sing jy die liedjie in die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof, want U regeer. U regeer. Einde van die politieke gesprek. Maar dit was Dawid se lewensfilosofie. Dawid weet hy's goed in die oorlog. Hy weet hy kan sy manskap bemonster. En hy weet hy kan 'n oorlog hê en hy sal dit wen. Maar Dawid sê, ek is nie die herder van Israel nie. God is. En ek sit hierdie saak nou net so in God se hande. As hy my as koning hier wil hê, laat hy my wegvat. Of as hy my wil hê, laat hy my hou. Maar as hy my nie as koning wil hê nie, laat hy my wegvat. As Absalom die volgende koning moet wees, laat dit so wees. Nou gebeur daar iets baie interessant. Daar kom sassamakers. Ken julle 'n sassamaker? Ken julle die uitdrukking? Sassa. En die sassamakers, kom van sy vyande en van sy eie mense. So ons het die een ou wat langs hom loop en hom heeltyd vloek en hom 'n klippe gooi en sê jou deugniet, jou bloedvergieter, dis God wat op jou neerkom, terwyl ons weet dit is die onheil van Absalom wat die hele ding opkook. Maar daar's 'n sassamaker om Dawid te kry om te reageer in sy emosionele toestand. Maar daar's ook mense binne van sy eie vriende wat sê, hoekom doen jy nie dit nie? Gaan sommer nou. Joab miskien wat vir Dawid sê, hoekom pak jy op? Dis simpel. Jy is die koning hier. Staan jou staan. En Dawid doen iets wat ek nog nooit 'n koning in enige legende of geskiedenisstorie hoor doen dit nie. Hy pak sy goed en hy gaan. En hy sê God beslis oor aan wie hierdie koninkryk behoort. Dis 'n geweldige ding. Jy sien dit met die ou wat hom so vloek ook en sê vir die ouens, moenie nou vat nie, want God is dalk hierin. Moenie, los dit. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon. En die helderheid van Dawid om te weet wie God is. En hoe regtig God is. En hoe teenwoordig God is 'n verbuisterende saak. Want dit oortref alle rasionaliteit. Ek is seker, nou was mense saam met Dawid wat vir hom gesê, Dawid, gebruik jou gesonde verstand. Die Here het vir jou gesonde verstand gegee, want dis wat ek baie hoor. Ons vra nie vir Jesus nie. Ons vra nie waar is hy in die sake, wat sê hy nie. Nee. Gebruik jou gesonde verstand. Dawid sê, as niks gesond op my verstand nie. As daar iets gesond is, dan is dit by hom.
Hy is die een wat die beslissing het. Ek is totaal aan sy hande oorgelewer. En een van die uitsprake wat ons hoor in 2 Samuel is die feit dat hy sê, as God sê hy gaan my neerslaan, sê Dawid, Here, hier is ek. Maak met my wat U wil. Hy is heeltemal aan God oorgegee. In Handelinge 19 word daar van Dawid gepraat. En die getuienis wat oor Dawid gegee word was dit. Hy was 'n man na God se hart. Dink is vers 23. Omdat hy bereid was om alles te doen wat God vir hom sê. Nou ek onthou, nie so lank terug nie, was ek by 'n mannekamp en die tema van die mannekamp was 'n man na God se hart. Nou dis een ding om by 'n mannekamp te hoor dat ons manne, boys, ons is manne na God se hart. Kom draai na die man langs jou en sê, ek is man na God se hart. Nee, ons werk mekaar sy op en die voel as jy daar terugkom, ek is 'n man na God se hart. Dis nie wat daar staan nie. Dawid was nie 'n man na God se hart want hy was Dawid nie. Hy was 'n man na God se hart want hy was bereid om alles te doen wat God sê. En in hierdie Psalm 3 hoor jy iets baie privaat van Dawid. Jy hoor hoe hy sê, Here, ek is omsingel, my vyande is oralste. En hulle staan teen my op, en hulle sê vir my, van God sal daar niks na jou kant toe kom nie. Hy gaan jou nie kan help uit hierdie gemors nie. En met hulle woorde grawe hulle my nog dieper in. Daar's niemand wat by my kan staan en die reg en die waarheid en die woorde van God aan my gee nie. Kyk hoe staan almal teen my op. Die mense wat ek vir soveel jare gelei het, wat soveel eerput uit my koningskap het nou net so teen my gedraai, oor 'n giftige seun, wat in my midde is en die harte van die mense gesteel het, sodat hy die opperhand kan hê oor mense. Sê Dawid vir God, hy sê, maar U bly my vertroue, Here. U is die een wat die oorwinning sal bring. En daar's iets van Dawid wat ek onsaglik bemoedigend vind. In die sin. Om hulpeloos te voel, wat ons almal ken, beteken nie, jy is nie. Om hulpeloos en verslaan en natgereen en uitgemergel te voel en te wees selfs, berowe en gestroop van alles wat jou ondersteun om jou, beteken nie, jy is uitgelewer alleen en berowe nie. Want, sê hy, onthou julle Psalm 1, welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die weg van die goddelose, nie staan op die pad van die kwaaddoeners en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink dit dag en nag, want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy vrugte gee op sy tyd en sy blare bly groen en hy verdor nie, maar so is die goddelose nie. God gee die finale uitspraak. Toe God die uitspraak oor Absalom gee en Absalom is dood teen die woord van die koning. Wat my tref van Dawid is die onsaglike hart wat hy nog steeds vir sy seun het, al was dit so 'n giftige, vyandige mens. Sy seun het vir hom niks gevoel nie. En sy seun het verdien om geoordeel te word, maar Dawid huil vir hom. Is dit nie geweldig? Dawid hou sy hart voor God rein. En dan gebeur daar iets merkwaardig. God reageer. En die dag toe God reageer, is Dawid se koningskap sterker as wat dit was voor dit. Omdat almal die getuienis het dat God is waarlik aan Dawid se kant. Want Dawid is by God. Dawid buig sy hart.
Sy manskappe het dinge gesien van Dawid in sy karakter. Hy is immers die koning. Hy kon iemand laat onthoof net met 'n woord as hy sou wou. Hy kon sy lewe neem en niemand sou snaaks sou dink dit nie, maar Dawid bewaar daai ou se lewe en daai ou wil by hom kom en sê nee, jy gaan baie beter doen in Jerusalem. Gaan jy terug. Hulle het nog nooit so iets in die lewe van 'n mens gesien nie. Iemand met sulke mag en sulke status soos 'n koning is net geweldig. En die geheim van Dawid was, omdat hy regtig buig onder die gesag van God. En ek lees dit 3000 jaar later, en ek dink by myself, Dawid was 'n bietjie ouer as ek toe hy hierdie psalm skryf. Is nie 'n jong man hierdie nie. As hy 25 was, is dit een ding, as hy 65 is dit 'n ander saak. Jy is nie meer so sterk as wat jy was nie. Maar Dawid is sterker as wat hy nog ooit was. Want sy hart was by die Here. En hy het niks waardevol geag nie. Dis my laaste gedagte. Hy het niks waardevol geag behalwe die woord van God nie. Nie sy koningskap, nie sy posisie, nie sy besittings, nie sy belange, nie sy legacy, of sy geskiedenis, of sy plek in Israel nie, niks van dit waardevol geag nie. Hy stap weg van dit net so. Sê, as net een ding vir my waardevol, en dit is dat ek my hart by God hou. Daar is net een ding waardevol, dit is dat ek my hart by God hou. Weet jy wat is dapper? Dis dapper. Dis Jesus wat sê, hy wat vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Hy wat kinders bo my lief het, is my nie waardig nie. Hy wat sy eie lewe bo my lief het, is my nie waardig nie. En ek hoor die evangelie loop reg deur. En nog 'n ding, ek sien hoe Jesus presies dieselfde pad stap as Dawid. Johannes skryf hierdie woorde, hy sê, hy het na sy eie mense gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hulle het teen hom gedraai. Nogtans het hy sy lewe vir hulle afgelê. Dit is 'n geweldige ding om te sien hoe die gees van die Here werk. Wat is dit vir my vandag? Ek verstaan een ding. Ek het nou 'n relatiewe gemaklike lewe. Maar as geen waarborg dat dit so sal bly nie. Dit kan met die knip van 'n oog verander. En dinge kan teen jou draai. En mense kan goeders doen wat baie negatief op jou inwerk. As jy wil sien wat is die karakter van 'n man, hou hom dan dop. Kyk hoe hy optree. Is jy dan nog steeds die een wat sê, ek is nie die een wat die beslissing vel hier nie. God is. En as God my ten gronde wil laat gaan, hier is ek. Here, maak met my net wat U wil. As jy wil karakter sien, en reinheid, en 'n hart wat buig onder die gesag van God, dis hoe dit lyk. En dan eindig die psalm soos hy geëindig het. Die interessantste ding daar is, Dawid sê, ek het gaan lê om aan die slaap te raak, en toe slaap hy rustig. Lê ek nou die nag 2:30, kan nie aan die slaap raak nie. Toe lees ek dit, toe dink ek, asseblief Here, gee vir my van Dawid se slaap. Sal dit nie eerlik wees nie. Maar daar's die belangrike ding, is om te kan verstaan, dat God is so werklik, dat ek regtig alles aan hom kan oorgee. Ook 'n krisis om die beslissing te gee, sonder dat ek benoud hoef rond te hardloop, en die saak te probeer red. Hy is regtig my redder. Hy is regtig die generaal van die leerskare van die hemel. Nee, nou dink ek, hier mense vir wie ons nou bid vir siekte. Nee, Piet het gebid nou in die begin. Kan 'n ou ook in dit sê, Here, hier's mense wat vreeslike rekeninge kry van die hospitaal na so siekte besig. Kan ek sê, Here Jesus, my lewe is in U hande. Wat ook al met my gebeur, al verloor ek alles,
U maak die beslissing. Wat u besluit is, ek val net in daarmee saam. Dit is ware vryheid. Kan jy dit vir Jesus sê? Nee, voor ons bid. Kan jy sê, Here, wat ook al u beslissing is, ek val daarmee saam. Dis ware vryheid voor God. Kom ek bid saam met julle. Here Jesus, daar's twee dinge oor ander mense se krisisse wat my opval. Die een is, dis baie makliker om van ander mense se krisisse te lees of te hoor, as wanneer ons self in een is. Maar daar's ook 'n ander ding. En dit is dat ons uit ander mense se krisisse kan leer wat u sê en wie u is en waar u is. Sodat wanneer ons daar is, ons dieselfde paadjie kan loop van afhanklikheid en van geboe harte voor God. Om te sê, Here, u is waarlik my herder, wat u ook al besluit, wat 'n rigting hierdie saak gaan, is reg met my, ek is in u hande. Om op daardie manier rein voor u te kan staan. En ek besef net, Here Jesus, alles in my vlees rebelleer daarteen. Ek wil 'n ding druk in die rigting wat ek wil. En ons het u nodig dat u ons sal bedien. Dat u self van ons sal openbaar, sodat ons van onsself ook verlos kan raak wat dit betref. Here, leer ons die weg wat Dawid van skrywe. Wys ons daardie pad. Laat ons dit ook bewandel, met dieselfde oorgawe, dieselfde oortuiging en dieselfde vrede. U is wie u sê u is. U woord is waar, u karakter is betroubaar en u is in beheer. En dit is ons vesting. Ons skuil by u. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. O Here Jesus, u ken die harte van almal wat hier sit, of die mense wat deur die videoetjie kyk, in wie se harte daar onsaglike benoudhede is oor krisisse waarin hulle is. Mag hulle in daardie krisisse u kan onderskei en sien, u heerlikheid waarneem, om in u rus te kan vind, soos wat Dawid ook skrywe, wees stil en weet dat ek God is. Asseblief, Here Jesus, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Elke knie sal buig.